Ons is in 'n sekulêre bestel waar ons so besig is met materiële goed dat ons eintlik vergeet van die Here. Sê maar net iets, al sê jy ook eis of eina. Dis die waarheid. Jy sien, Isia het vrede en sekuriteit vir Jesaja en vir die hele volk van Israel verteenwoordig. Wanneer daar vyande aangekom het, was dit die koning wat besluit het dat daar moet oorlog gevoer word teen die vyande. En gewoonlik daai jare die konings gaan veg saam met die manne. Hulle het nie in die paleis gesit nie. Gaan kyk maar na Dawid. Dawid was baie op die slagveld gewees. Die koning van Israel het ook verseker dat daar seker vir hulle werk is, dat daar vir hulle kos is en alles daar is. Ek wil vanmôre vir die sê, broer en suster, ons maak so staat op die sekulêre stelsel om ons dat ons vergeet van ons Skepper. En ek gaan gou 'n paar voorbeelde gebruik omdat ek nou ook al in daai jare is. Ag, as die regering net die SASSA bietjie wil meer maak, sal dit ook met ons beter gaan. Sal net so 'n bietjie, so R1000 wil iets wil bysit, né? Of as hulle die belasting net wil bietjie verminder. Sal dit ook daarom wonderlik wees, want ek daar 'n bietjie meer om te spend. En ons maak so staat op die regering wat ons in elk geval teleurstel. En julle hoef nou nie amen te sê. Ek wil vanmôre vir julle sê, weet jy wat? Dis hoekom Jesaja hierdie visie gehad het. Want skielik besef hy, maar hy is die koning van die konings. Jy sien, koninkryke het gekom en gegaan. Ons was bevoorreg toe ons in Europa was, het ons gaan kyk na 'n area waar die Romeinse ryk paaie gebou het en dan was daar mirasies wat dateer uit die Romeinse ryk, maar bestaan hulle vandag nog? Nee, daar's die Griekse koninkryk en ek wil nou nie by al hierdie goed stil staan nie. Koninkryke het gekom en gegaan, maar die koninkryk van God gaan vir altyd bly staan. So in ander woorde, kry jou fokus van die sekulêre bestel af. Ek weet ons moet werk. Moet nou nie dink, hy moet nou stukkie ons moet op 'n werk ook. Nee, dis nou nie wat ek bedoel. Maar kry jou fokus op die koning van die konings. Luister, terwyl dat ons fokus eerder moet kry vanmôre op die onsterflike, almagtige God. Sy koninkryk is ewigdurend. Dit kan nie vergaan nie. Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, straal van sy troon tot waar ons woon. Ons wil hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid vanmôre die Here onsse God. Wat is, wat was en wat gaan kom. Party van ons moet ons Isias laat sterf sodat ons kan leer om God se majesteit in werking te sien. Om hom te aanbid, vir hom eer te gee. Psalm 97 vers 9 sê die volgende, ek dink die Nuwe Lewende Vertaling, want U, Here, is hoog verhewe bo die hele aarde. U is verhewe ver bo alle gode. Nou dink ek, ek wil nou nie 'n afdraai paadjie neem nie, maar ek dink aan toe die Filistyne die ark daar
weggevat het, hulle teen Israel geveg en jy weet wat ons gebeur het. Toe het hulle nou daar in 'n afgodse tempel in. En elke dag kom hulle daar aan die beeld omgeval en had iets van hom afgebreek. En toe kom hulle agter, hier's iets in hierdie ark. Dis die ark wat die oorsaak is. Laat hierdie afgodsbeelde van hulle se bene en arms afbreek en laat hulle omval. En toe besluit hulle dat daai ark moet teruggaan na Israel toe. Dan lees dit maar, dit is regtig gebeur. Dis vir my interessant wanneer God se Shekinah glorie inkom, wat nie net gebeur nie. Nou dink ek aan iets anders te ook, maar ek moet my haas, want julle wil mos huis toe gaan. Hy sê, want u Here is hoog verhewe bo die hele aarde. U is verhewe ver bo alle gode. Ja, u Here, u is belangriker as almal op die hele aarde. U is belangriker in elk geval as al die gode. Dit is baie interessant dat ek dink nou aan toe Daniël en die volk en sy 3 vriende ook daar in ballingskap was. Wat het daar gebeur? Daar's vreemde gode en hulle het interessante kultuur en nou besluit hulle ook dat niemand mag 'n ander god aanbid behalwe nou die beeld wat opgerig is daar in die dal nie. En dit lyk my so asof die Here se bietjie van 'n uitdaging nou. Want ek meen menslik gesproke is dit nou onmoontlik dat Sadrag, Mesach en Abednego in daai vuuroond gaan ingegooi word en lewendig daar gaan uitstap. Maar ek dink die Here het gesê accept the challenge. En dan gooi hulle in die vuuroond en toe die koning so kyk, toe sien hy so, hier's nou 4de ou ook in die vuuroond. En hy roep hulle uit. Daniël bid, en hy het die gewoonte gehad om gereeld te bid. En wat gebeur? Eventueel, toe klaar hom aan en hulle gooi hom binne in die leeukuil in. En het die leeu's hom gou verslind? Nee, ek dink die koning, die Bybel sê dit ook, daai nag kon hy nie lekker slaap nie, want hy was lief vir Daniël. En vroeg die môre toe die son opkom, die dag breek, toe gaan hy en hy roep daar by die leeukuil en hy sê vir hom, as jou God in staat. Sê God, ek wil amper sê, ek kan partymal die appelkar so 'n bietjie omkeer, veral met hierdie goed wat op hierdie aarde aan die gang is. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Wat is die issues in jou lewe wat jou vanmôre wegtrek in jou verhouding wat jy met God het? Wat trek jou weg? Jy sien, dit kan vanmôre selfs aardse besittings ook wees. Ek het jare terug, ek was bevoorreg in my lewe om eenmal 'n nuwe motor te koop. Maar ek het toe 'n deken gekry daar in die huis en elke aand het ek 'n deken oor my nuwe kar gegooi. Hey, daai kar was maar so mooi. So partymal so aardsgebonde. Julle lag daaroor, maar ons kan partymal so vasklou in die aardse goed. En die dag as jy jou asem uitblaas, gaan alles saam met jou na jou graf toe. Nee, het bly alles agter en hulle beklei nogal oor die aardporsie ook. Die tweede ding wat moet gebeur is dat ons onsself sien vir wie ons werklik is. Ek dink daar's baie maskerdraers in die tyd waarin ons lewe. Nou wat 'n maskerdraer? Dis nou iemand wat hulle voordoen wat hulle nie is nie. Sê maar amen. Dis waar, partymal is dit jouself. Dan moet jy versigtig wees om nou amen te sê. Want dit kan partymal onsself ook wees. Ons doen ons partymal voor wat ons nie werklik is nie. Hy sê in die 5de vers, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. Een van die Engelse vertalings sê die volgende, hy sê, there is no hope for me.
I am doomed. Because every word that passes my lips is sinful. Ek wil nou nie die hele vers lees nie, ek wil net dit lees. En nou bring dit my by die punt, die profeet voel onwaardig. Maar let wel, God het hom al reeds met die profetiese gawe gebruik. Julle by my? Maar nou skielik voel hy onwaardig. Hoeveel van ons vandag in hierdie kerk voel ook onwaardig? Julle hoef nie amen te sê, ek weet waarvan ek praat, kom ook aan deur. Ek dink ons moet vanmôre een ding besef, en as ek dit net vanmôre by ons kan tuis bring, ons is vanmôre nie weeskinders van God nie. As jy die Here aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, dan is jy nie 'n weeskind nie. Dink julle ons is? Nou as ons hande bak, dan sê ek, Here, asseblief, Here, ek het verhoging nodig. Help my net om my besigheid asseblief. Nee, jy hoef nie eers dit te doen nie. Jy is 'n kind van die Here. En 'n kind het voorregte. As dit net by ons wil insink, mense, dan dink ek gaan ons hierdie Desember 'n fantastiese tyd in die Here hê. Daar's nog 'n paar amens. Lyk my hulle sien uit daarna. Wat ek vanmôre aan u wil oordra is, ons kan nie onsself reinig nie. Ons was jare gelede was ons in Europa daar in 'n klooster. Ek dink daar was seker omtrent 'n stuk of in die binnehof seker 16 sulke bieghokkies. Dis so vierkant. En dan sit daar nou priesters binne in daai hokkies. Paul, en dan kan jy nou vertel wat jou sonde wat jy gedoen het, en dan sê wat moet jy nou uithaal? Maar jy moet jou alles saamvat. Dan betaal jy nou. Dan betaal jy nou ietsie. Nou in Europa is ons nou euro, so jy gaan nou baie betaal. En dan het hy nou jou sonde vergewe. Ek is so bly, die Bybel sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe. Hy hou nie rekord daaroor nie. Jy hoef ook nie 'n voetjie aan te bied en sê, Here, ek het hier so 1000 of so 2000 in my sak. As jy my nou net vergewe vir al die dinge wat ek aangevang het. Nee, die bloed van Jesus Christus, God se seun, reinig ons van al ons sonde. En dis wat hier gebeur het ook met Jesaja. My tyd hardloop uit, so ek gaan nie in detail daar ingaan vanmôre nie. Ek dink net as ons vanmôre onwaardig is, dan moet ons saam met julle bid, dat jy net vanmôre besef wie jy in Christus is. As jy anders hier uitgaan, en jy gaan heeltemal 'n ander leefwyse hê. Mense wat werklik in die gees omval, of wat in die gees val, glo ek, dit gebeur omdat hulle nie meer in die teenwoordigheid van die Here kan staan nie. Ek het ook een keer, ek het nou jare terug was die dienste, die was ook herlewingsprediker hier, wie was dit? Dion Hokkie was hier, en hy het my nog hier bedien, en toe het ek en die ou wat agter my gestaan het, hier onder die banke ingeval, ons het daar gelê, in die teenwoordigheid van die Here. Ek onthou het soos gister, en nou daar al 'n klompe jare verby gegaan. Maar wanneer jy in God se teenwoordigheid is, dan dink ek, Stef, dat dit druk jy bietjie na jou knieë toe, en jy besef eintlik hoe afhanklik jy van hom is, hoe nodig jy hom het. Jy besef dat jy nou nie so perfek is soos wat jy gedink het jy is. Daar's mos 'n liedjie wat sê, Nobody like me, Lord, nobody like me.
Julle het daai liedjie ook al gehoor. Hy, party is almal so vol van hulle self en hulle hou daarvan om dit te sing en dit so ook uit te lewe. Hoeveel van julle het kinders? Kom steek julle hande op. Hoeveel grootkinders wat nou al uit die huis uit is? Dankie Here. Myne is ook. Hulle een is uit, die een is nog daar. Hoeveel van julle het ooit opgemerk dat daar tye is wanneer kinders vergeet wie die ouers is? Ek maar daar is dan so 50% wat dit deurgegaan. Goed, ons het hierdie tendens van kinderjare ervaar. Ek dink jy sal saamstem dat wanneer 'n kind vergeet wie die ouer is, daardie kind alles sal probeer tydens daardie tyd van disoriëntasie. Is dit reg? Wat gebeur is dit? Af en toe met die ouers hulle kinders herinner. Wie's die ouers? My tannie het altyd my niggie gesê, okay, ek nou 60, ag jy 60 en ek's nou 15. Nee. Ek wil vanmôre vir u sê, ons is soms soos kinders. Ons het 'n neiging om te vergeet wie God is. Nou hoef julle nie amen te sê. En God moet ons partymal net so 'n bietjie terugbring na die begrip dat ons nie God is nie. Dat hy God is. Toe Jesaja in die teenwoordigheid van God staan, het hy die waarheid, die hele waarheid en niks anders as die waarheid oor wie hy was ervaar. En dit was nie alles aangenaam. Dit is waarom kerkdienste nie jou net laat moet skree en dans en jou laat goed voel oor jouself nie. Want partymal moet ons so 'n bietjie introspeksie doen en seker maak is ons op die regte plek. Unworthy, a beggar in bondage and alone, but he made me worthy. And now by his grace, his mercy has made me his own. Die derde ding wat gebeur wanneer jy God sien is, jy het berou en dan ondervind jy vergifnis. Romeine 10:13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Engels sê, as the scripture says, everyone who calls out to the Lord for help will be saved. Engel het sy mond aangeraak, sy lippe, en sy skuld is weg, en sy sonde is versoen. Daar is daarom maar niks, of geen gevoel wat so lekker is, wanneer jy opstaan van jou knieë af, en die sonde las net van jou afval, en jy weet, jy is vergewe. So met ander woorde, hy is gereinig, en daardie reiniging het net van God af gekom. Kom ons hersien, en dan gaan ek net 'n 4de punt laastens aanraak. Ons Isias moet sterf, en elkeen van ons weet vanmôre, wat is ons Isias? Toe ek klein was met my speelgoed. Ek het altyd so op my speelgoed geval as my neefies en niggies aankom en sê, "Dis myne hierdie, julle vat nie aan dit nie." Nee. Nou deel ek dit maar uit, of het dit uitgedeel. Ons sal onsself sien vir wie ons werklik is, en dit lei ons na berou en vergifnis. Die 4de en die finale ding wat ek in hierdie gedeelte sien gebeur, wanneer ons God sien, is dat ons roeping en ons bediening ontvang. Ek sal nooit vergeet, baie jare gelede toe ek
Ek het al my kursus voltooi en toe was ek in die sekulêre wêreld en dit het goed gegaan en ek eendag toe roep die superintendent my in en toe sê hy vir my ons wil jou promosie gee. Ek het my pastorale kursus klaar gemaak en skielik toe kry ek promosie en nou kry ek meer by. En ek sê dit nou nie uit arrogansie uit nie. Dan stap ons by die winkels in met 2 trollies. Jy laai hulle. En as geld. En toe dink ek, wow, dit is beter om hierdie is 'n lekker lewe. En skielik, toe word my oudste siek. En sy kry kanker. 36. Beroep hulle my eendag. Hulle sê vir my ek moet spring. My oudste loop sterwe in Pretoria in 'n hospitaal. En ek was bevoorreg om daar te gewees het toe sy afgesterwe het. Die dag toe ons haar begrawe, toe sê die Here vir my, as dit nou jy was, wat het jy vir my gedoen? En 'n paar weke daarna, een nag laat, 11 uur, toe skakel hulle my en hulle sê vir my, jy is op beroep oos Londen toe. Ons gee jou 3 dae, dan moet jy besluit, ons 'n antwoord gee. En ek het besluit, Here, ek gaan die beroep aanvaar. Eerste maand kom die tesourier by my en hy sê vir my, pastoor, daar is nie geld vir jou salaris. En skielik toe moet ons met 'n mandjie kredietware koop. Maar weet jy wat? Tot en met vandag, het ons nog nooit honger gaan slaap nie. God het voorsien. En hy het vir ons deurgedra. So ek wil weer vanmôre sê, want dit is vir my belangrik. Wanneer jy werklik 'n ervaring met God het, dan besef jy, daar is ook 'n roeping op jou lewe. Want hy jou nie net geroep om in hierdie kerk die banke warm te sit nie. Die oes is groot en die arbeiders is min. Ek dink en ek het dit in die begin geskilder. Ek wonder hoe het Jesaja dit reg gekry om hier waar serafs uitroep, heilig, heilig, heilig die Here. Toe hy die vraag hoor, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe skree hy, seker op die top van sy stem, hier is ek, stuur my. Baie van ons wat vandag hier sit, dink, te ver in my jare gevorder. Ek wil vir sê, jy kan nog steeds 'n impak hê, waar jy ook al beweeg. Net jou bure, familielede, mense om jou. En jy kan vir die koninkryk van die Here iets beteken. Daar was 'n man gewees, en hulle sê hy het 'n groot masjien gebou. Daar was allerlei katrolle in motors en ratte en almal was so beïndruk met die masjien. Daar toe vra hulle van hulle, wat doen hy? Ek weet nie. En ongelukkig is dit met ons dieselfde. Baie van ons is gered en ons is maar net op pad hemel toe. Maar wat doen ons vir die koninkryk van die Here? Ek het daaraan gedink, dis Kersfees en ek weet, baie van ons sal sê, jene pastoor, jy preek maar, ons wil rustig wees hierdie Desember maand. Ons wil nie nog met siele opgeskeep sit nie, maar weet jy wat? In hierdie tyd gaan mense sterwe sonder God. Mense gaan in krisisse beland. Hulle het gebed nodig. Mense gaan in hospitale beland. Hulle het ondersteuning nodig.
So kan ons werklik nou sê nee, ek skakel af. En dis 'n my bitter moeilike ding in die bediening. Ek weet mense moet rus, maar ek kan nie afswitch nie. Ek soek gou vir my iemand met wie ek wil deel. My vrou sê vir my so 2 dae. Dan het ek iemand gekry en dan deel ek met hulle en ek bid vir hulle en ek lei hulle na die Here toe. Ek het nie saak of ons nou met vakansie is of wat nie. Jy sien want pastoor Vampier het nou die dag sê die Here Jesus gaan nie met vakansie nie. Dink julle hy gaan? So ons kan 'n verskil maak in hierdie tyd waarin ons lewe. Ek wil julle net die musiek vir my daar agter net so 'n bietjie afsit. Hier's 'n baie mooi koorvers waarmee ek wil afsluit. Dan probeer om te sing. Hoop ek gaan regkom. Lord, I'm angry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. I am hungry for a mighty move of God. Daniel? Is ons vanmôre honger na die Here? Oh Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. I am hungry for a mighty move of God. Lord, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Lord, I want to see the hand of God move mightily inside of me. I am hungry for a mighty move of God. Ek wil vanmôre 'n uitnodiging rig. En dit is nommer 1. Miskien is daar net iemand wat ook vanmôre wil herken en sê prediker, ek voel vanmôre so onwaardig. Die Here kan vanmôre vir jou iets doen. As so iemand is, wil hy almal moet net hulle oë gesluit hou. Ek weet ons gaan nou nie nagmaal bedien. Maar as ons regtig die hand van die Here in beweging wil sien, sal ons moet ons horlosies begin afhaal. En ons sal moet ernstig die Here se aangesig soek. Dalk sal net iemand wat vanmôre sê prediker, ek voel so onwaardig. Ek weet nie jy preek en jy sê mens moet die evangelie uitdra. Ek weet net nie of ek waardig genoeg is om dit te doen nie. Enige een, neem vrymoedigheid, stap gou na vorentoe as jy so voel vanmôre. Enige een wat voel hulle is onwaardig. Die Here wil net daai gedagte by jou verander, die ook waardig is. Enige een? Daar niemand nie? Daar is iemand. Kan dan nie na vorentoe kom? Dit is moontlik. Ek wil tweedens vra, soos wat daar vir Jesaja gevra was, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Daar nie vanmôre iemand wat wil sê, prediker, ek weet God het my geroep vir die bediening. Kan jeugbediening wees, kan sonnaskoolwerk wees. Dit kan evangelisasie wees, dit kan sending wees, dit kan wat ook al wees. As daar so iemand is,
Neem vrymoedigheid en kom gou hier na vorentoe. Ons wil vir u bid. Moenie skaam wees nie. Moenie skaam wees nie. Ek wil vir u sê, ek sê dit vanmôre nie uit arrogansie uit nie. Ek was 'n introvert. Ek was 'n introvert. En God het my uit daai omstandighede uitgehaal. En nou is ek 'n ekstrovert, ek praat nou te veel. My vrou sê partymal ek moet 'n bietjie stil bly. Ek praat te veel. God kan. God can change you in an instant. Waar is ons werkers? Asseblief. Ek het gebid en vir die Here gesê, Here, al is daar min, maak nie saak nie. Dan was dit nog deur en deur die moeite werd.
gaan almal wat gaan help hier by die tafel asseblief vorentoe kom. Baie dankie. Kom ons bid saam. Vader, ons loop vanmôre uit ons harte uit. Baie dankie sê dat U ons onvoorwaardelik liefgehad het en die Seun Jesus na hierdie aarde toe gestuur het, wat in ons plek aan die kruis gesterf het. Dankie Here dat ons vanmôre net weer eens kan besef, ons is duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Was 'n duur prys, dit was nie 'n goedkoop prys nie. En ons wil nie besonder vir U dankie sê vir die prys wat U vir ons betaal het. Ek wil bid Here dat U ook sal gee dat elkeen wat deel gaan hê aan hierdie tafel, Here, dat hulle seën daaruit sal put in Jesus naam. Amen. Ek wil vir ons net 2 versies lees hier in Lukas 22 vers 19. Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Ek dink hier's net 2 goed wat ek hier uit wil lig, en dit is, ons doen dit vanmôre tot sy gedagtenis. Hierdie is nie die tafel van die AGS nie, die tafel van een of ander denominasie nie. Ons doen dit vanmôre tot sy gedagtenis. Ons dink vanmôre terug aan wat hy vir ons aan die kruis bewerkstellig het. En tweedens wil ek vanmôre dan ook by sê dat ons doen dit tot sy gedagtenis, maar hierdie is ook die Nuwe Testament in sy bloed. Ons sorteer vanmôre nie meer onder die ou verbond nie, maar onder die nuwe verbond. En ek dink nie baie keer verstaan ons wat dit beteken nie. En mag die Heilige Gees ons help. Die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het dit gedeel en gesê, neem almal daarvan. Doen dit tot my gedagtenis. Ons doen dit vanmôre tot sy gedagtenis. Dink aan sy liggaam wat vir ons gebreek was. Elkeen van ons is vanmôre ingesluit. As jy dit glo. Dankie Here Jesus. Hy het ook die beker geneem, gesê, dis die Nuwe Testament in my bloed, drink almal daarvan, doen dit vanmôre tot sy gedagtenis.
Is daar dalk iemand wat oorgeslaan is? Almal bedien. Goed. Lekker in julle vadershuis as julle ontspanne. Julle die woord geniet. Goed, ouers, ek wil vir julle sê, julle kinders is besig om 'n feestyd daar buite te hê. So asseblief moenie haastig huis toe wees nie. Hulle kuier nog lekker, hulle speel nog lekker. Laaste wat ek gehoor het, ek iets gehoor van pizzas wat daar buite besig is om gebedien te word. So julle kids is in goeie hande en besig om 'n goeie tyd te hê. So kom kuier saam met ons na afloop van die diens onder die lapa en gee hulle nog so 'n paar minute om die feesvieringe daar buite te geniet. Wil julle nie vir 'n oomblik saam met my staan nie, asseblief? Indien u bietjie ver weg van ander af staan, staan net so bietjie nader aan mense. Vanoggend, wanneer ons saam bid, wil ek graag hê jy moet na jou buurman toe draai en 'n seën spreek. En in spesifiek dat hierdie 'n feesseisoen sal wees waar hulle liggaam, siel en gees sal rus. En dat hulle werklik koneksie met familie sal ervaar en dat hulle die seën van dit wat ons ontvang het met die geboorte van Jesus in hulle volheid, tussen hulle geliefdes, tussen hulle mense sal ervaar. Goed, soos ons saam bid, spreek sommer dan nou die seën ook oor daai wat rondom jou staan uit. Hemel Jesus, dis vir ons so lekker, Vader, om ons boeties en ons sissies te seën met 'n feesseisoen, Vader, van u rus, u goedheid en u guns. Vader, mag daar in elke huishouding 'n soete geur van u liefde en u vrede wees. Wanneer families by mekaar kom, wanneer vriende by mekaar kom, wanneer geliefdes by mekaar kom, mag ons die geskenk van die geboorte van Christus in ons midde tasbaar ervaar. Vader, ek maak ons gemeente toe, elke persoon wat gaan reis, elke persoon wat ver gaan, al bly hulle by die huis, Here, ons maak hulle toe vir 'n feesseisoen van die keurseën van die hemele. Dankie my Jesus vir elke egpaar dat hulle in hierdie seisoen u liefde en u vertroeteling sal ervaar. Vader, vir ons kinders mag hulle goed uitrus voor die nuwe skooljaar. Ons loof en ons eer u daarvoor. Vader, bring ons volgende week weer by mekaar in die kosbare naam van Jesus. Amen. Kuier lekker saam met ons. Ons sien vir julle volgende week.